Nou, Marius het verlede week hierdie nuwe reeks van ons afgeskop, soos 'n kind, en hy het begin met die tema God vir my. En ek dink dit was die perfekte begin vir so 'n reeks, om te besef en weer soos 'n kind te kan besef dat God vir jou en my is. Hy's nie teen ons nie, hy's vir ons, né? En dan daardie skrif wat Marius gebruik het, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Dis half so, jy wil jou nekkie so, jou skouertjie so terugtrek en sê, as God vir my is, wie en wil ek sê wat kan teen my wees? Want ons verstaan mos, dat wanneer God in ons lewens is, dan kan ons, wanneer ons hom toelaat, meer as oorwinnaars wees. Amen? Right. So met hierdie openbaring te leef van God is vir my, bring 'n hele nuwe dimensie in ons verhouding met die Here. Om te verstaan dat hy nie teen ons is nie, maar hy beweeg saam met ons. Hy is vir ons. Maar daar's baie meer as dit. En vandag gaan ons so 'n bietjie nader kom. Want hy's nie net God vir my nie, hy's ook God met my. En dit moet ek en jy verstaan, en ek wil vir jou 'n skrifgedeelte lees, maar voordat ons daarmee kom, né? As jy weet jou pa, veral as jy nou klein was, en jy weet jou pa is vir jou, dan voel dit lekker. Want jy weet hy ondersteun jou. Hy sal daar wees vir jou wanneer jy hom nodig het, want hy's vir jou. Jy kan met enigiets na hom toe gaan en hy sal vir jou raad gee. Maar as jou pa met jou is, en hy's by jou, dan ewe skielik het jy baie meer boldness. Dan kan die boelies maar kom. Dan kan hy ouens wat jou 'n harde tyd gee maar kom, want jy weet, my pa is hier by my. En ek kan hulle miskien nie aanvat nie, maar hy is baie sterker en groter as wat ek en wat hulle is. En dit is hierdie gevoel wat 'n mens kry wanneer jy dink aan God met my. My pa, my geestelike pa is met my. Kom ons lees wat sê die Bybel in hierdie gedeelte, en dit vat mooi hierdie Kersseisoen saam, en ek wil vir jou lees in Matteus 1 vers 22, en dit sê die volgende. En dit het alles gebeur, ons praat van die gebeure rondom Christus se geboorte, né? Sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Vers 23, kyk, die maagd sal swanger word, en is seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem. Moenie worry oor die spelling van Immanuel nie, verskillende weergawes doen dit verskillend. Hulle sal hom Immanuel noem, en dit is, as dit vertaal word, God met ons. Hoe wonderlik is dit nie? Van die geboorte van Jesus af is God met ons. Nou, die ding is, wanneer ons sê God is vir my, hoef hy nie noodwendig by jou te wees nie. Want as ek weet my God is vir my, dan weet ek hy's daar wanneer ek hom nodig het. En wanneer ek deur 'n krisis gaan, dan kan ek na hom toe gaan, want ek weet hy's vir my. Hy gaan my nie alleen los nie, hy's vir my. Maar as ek sê my God is met my, dan bring dit my verhouding met God baie nader aan hom. Want ek verstaan dat hy nie ver is nie, hy het naby gekom. Hy's hier waar ek hom kan beleef. En die eerste punt wat ek wil maak is dat God is met jou in jou menswees. Ons verstaan dat ons elke dag met ons lewe deur stryd gaan, deur probleme gaan, deur dinge gaan wat ongemaklik is. Maar wanneer ons kan verstaan dat die Here selfs in ons menswees, in ons foute, in ons tekortkominge met ons is, dan verstaan ons dat God wandel saam met ons elke liewe dag. Hoor wat sê Johannes 1 vers 14. En die woord, Jesus, het vlees geword en onder ons gewoon. Ons weet, en ons het dit gesien met ons Kersspel, dat Jesus is nie in 'n paleis gebore nie. Hy is nie gebore in rykdom nie. Hy is juis gebore daar in 'n nederige stal, tussen nederige mense. Mense soos ek en jy. Mense wat die lewe leef, wat die druk van die lewe soms ervaar. En dit is vir jou en my baie goeie nuus. Want dit beteken dat juis daar waar die tekkie die teer slaan, dis daar waar die Here saam met ons is.
Dis juist daar in moeilike omstandighede waar die Here sê, ek kyk nie vanuit 'n plek van ver af na jou toe of uit die hoogte uit na jou toe nie. Ek kyk na jou van naby af, want ek is met jou. En saam met ons foute wandel die Here saam met ons. En hy tel ons op en hy hou ons vas as ons seer gekry het en hy gee vir ons nuwe krag weer elke dag en so gaan ons aan. En die feit dat die Heilige Gees hier binne in ons is, beteken dat God se teenwoordigheid nie net meer langs ons is nie, maar nou binne in ons is. En dit is so fantasties. Ek praat hierdie week met iemand wat in ons gemeente is, stap so 'n bietjie van 'n disippelskappad met die persoon. En hy sê vir my, hy vind dit soms moeilik om te beleef dat God saam met hom is, dat hy hier is. En hy stuur vir my eergister 'n boodskap. Hy was in die gym gewees Vrydagoggend, en terwyl hy in die gym is, kom iemand na hom toe en sê vir hom, weet jy wat, ek voel net, ek moet vir jou sê, dat die Here sê, hy wil jou sterkte wees. En vir die eerste keer in sy lewe, ervaar hy dat God belangstel in hom as 'n persoon. Hoe amazing is dit nie, dat die Here in ek en jou belangstel. Hy sien jou raak. Vir baie is hierdie Kersfeesseisoen nie 'n tyd van feesviering nie. Dis 'n tyd van hartseer. Dis 'n tyd van alleen wees. Dis 'n tyd van verwyderd wees van geliefdes. Dis selfs 'n tyd waarin baie mense voel, ek weet nie of ek meer kans sien om aan te gaan met my lewe nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy kan verstaan dat God met jou is, selfs in die plek waar jy jouself nou bevind, dan maak dit die lewe die moeite werd. Dit maak dit die moeite werd om te sê, Here, dankie dat ek nie alleen is, dat U by my is en dat U my die krag gee om in die oggend op te staan, my oë oop te maak, die dag aan te pak en te weet ek kan suksesvol wees in hierdie dag. Wanneer jy sê, ek voel swak, ek voel moeg, ek voel alleen, sê God, ek was daar. Ek weet hoe jy voel. Ek was ook alleen, gebore as 'n mens, moes gelewe het, die druk van die lewe beleef. Ek weet hoe jy voel. En dan kan ek en jy kom, en ons kan proklameer oor ons lewens, Here, selfs in my swakheid, hier waar ek tans voel, ek het nie die krag om aan te gaan nie, is U met my. En weet jy, dit is baie keer nodig dat jy die skrif sal vat, en dat jy dit persoonlik in jou eie lewe sal maak. Om te sê, Here, ek neem hierdie skrif, hierdie gedeelte in Matteus, waar U sê dat U is gebore as baba, en U is Immanuel, God met ons, beteken dit dat U saam met my wandel. In my menswees, in my swakheid, in my probleme, in my foute. Dankie Here, U stap saam met my, want ons dink baie keer ons stap hierdie lewe alleen, en God is soos 'n skaduwee net bokant ons, of eers, en hy hou ons dop, en hy laat toe dat ons hierdie lewe gaan en foute maak, en dan eers wanneer ons val, en ons roep sy naam, en dan is hy daar om ons op te tel, maar dit is nie waar nie, want hy stap oor daardie klipperige pad, en ek wil net gou iets rondom dit sê. My dogter het maandag verjaar, 19 geword. En vir haar verjaarsdag besluit sy, ons moet gaan stap as 'n gesin. En die dag het nie begin soos ons beplan het nie, want ons het vergeet om, sy wou piknik gaan hou daar in die berge waar ons gaan stap. Nou, ons moet na 'n waterval toe stap, want ons wil gaan swem. So toe het ons vergeet om die piknik goed die Sondag te koop. Toe sê ek vir Marinda, moenie worry nie, die winkel maak 7:30 oop, ek sal gou ry, dan gaan koop ons die goedjies, 8 uur kan ons ry, 9 uur is ons by die plek waar ons wil gaan stap. Nou, wie van julle het al Kromrivier gestap? Ok, hier is daar 'n paar, so die van julle wat weet, sal weet. Ok. Nou ry ons, nou moet ons 'n permit kry, en ons ry Parel toe, en toe ons so in die Parel inry, kyk ek so af na my voete toe, en ek sien, o gats, ek het plakkies aan. En ek kyk so na Marinda, en ek sien, o gats, sy het ook plakkies aan. So in hierdie geskarrel maandagoggend, stap ek en sy toe nou Kromrivier met plakkies aan. Sy het Crocs aan, so sy het redelike sterk plakkies aan, ek het Pick n Pay specials aan. Jy kan hulle so met jou vingers plat druk. So hoekom ek dit sê is, ek verstaan hoe dit voel om oor 'n klipperige pad te loop, en elke klein klippie en ding te voel wat jou voet seer maak.
En selfs wanneer jy daardeur sulke moeilike omstandighede stap, wil ek vir jou sê, God is met jou, oor elke klip wat seer maak, glo my, oor elke opdraand, elke afdraand, is God met jou, in jou menswees. Maar, God is ook met jou in jou storms, wanneer dit moeilik gaan in jou lewe. En kom ons wees eerlik, ons as mens verstaan storms in ons lewens. Ons verstaan hoe dit voel wanneer dit lyk asof jy in 'n boot is en jou lewe gaan tot 'n einde kom, want die golwe is net te groot en die wind is net te sterk, en jy verwag een of ander tyd dat hierdie boot gaan omslaan, en dat jy gaan verdrink in hierdie see van omstandighede. Hoor wat sê Matteus 8, vers 24 en 26, want Jesus ken ook storms, maar hy hanteer dit bietjie anders as ek en jy. Matteus 8 sê, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe. Maar hy, Jesus, was aan die slaap. Nou dit klink nie baie positief nie, maar dit is eintlik vreeslik positief, en ek gaan dit nou verduidelik. Vers 25, daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En is dit nie baie keer wat ons voel ons moet doen nie? Ons moet net die Here so 'n bietjie wakker skud en sê, Here, help! Ek is besig om te vergaan. Hier's storms, hier's water, hier's wind. Ek gaan dit nie maak nie. En dan vers 26, dan kom die Here en hy sê, waarom is julle so bang, klein gelowiges? En ek dink die Here sê dit so baie vir my, want ek praat so baie met die Here, sê ek, Here, help! Nee, dis mos die kortste en die mees kragtigste gebed wat 'n mens kan bid. Net, help! En dan kom die Here en hy sê vir my, waarvoor is jy bang? Jou klein gelowige. Toe staan hy op en hy bestraf die wind en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. So wat doen ons? Ons sien die storms. Ons beleef dit. Ons as mens voel ons gaan vergaan. Maar Jesus is rustig. Binne in jou storm. Hy's met jou, maar hy's kalm, want hy's die outeur van die storm. Hy's die een wat 'n woord spreek, en daar is kalmte, en daar is stilte, en mag jy dit ook so beleef. Want jy weet mos hoe werk dit. Ons is op pad na Kersfees toe. En na Kersfees is dit nuwe jaar, en dan is dit Januarie. En Januarie is gewoonlik die langste jaar, né? En na Januarie kom Februarie. Want al die worries wat jy nog nie opgebruik het in Januarie nie, gaan oor na Februarie toe. Maar die Here sien daai storm in jou lewe. En al wat ons nodig het om te doen is om te sê, Here, ek vertrou U dat U kalmte kan bring in hierdie storm. En beleef hoe die Here kom, en hoe hy vandag miskien in jou lewe kom, en 'n storm kom stilmaak. In jou lewe kom inspreek en sê, moenie klein gelowig wees nie, hou aan vertrou. Ek is daar, ek is met jou, jy's nie alleen nie, ek staan nie op die kant en kyk hoe jou bootjie dobber nie, ek is met jou in hierdie storm, en ek spreek vandag 'n woord in jou lewe, en laat hierdie storm in jou lewe bedaar, en laat dit kalm word. Die Here is nie afwesig nie. Hy's nie afwesig nie, en ons kyk baie keer in die waarheid vas. Die waarheid is, daar is golwe, die waarheid is, daar is wind, maar dit is nie die grootste waarheid nie. Die grootste waarheid is Jesus, is die een wat 'n woord kan spreek en dit kan stilmaak. Jy kyk dalk na jou eie lewe en daar's 'n waarheid van finansiële druk. Daar is 'n waarheid van siekte. Daar is 'n waarheid van bekommernis. Maar dit is nie die grootste waarheid nie. Die grootste waarheid is God, wat die outeur is ook van jou lewe, kan 'n woord spreek en jou situasie in 'n oomblik verander. As ons hom vertrou, as ons hom aanroep, dan sal hy die storms in ons lewens stilmaak. Dit verander ons perspektief. Nou kan ek en jy na hierdie storm kyk en sê, okay, ek beleef dit, ek sien dit, ek voel dit, maar ek weet ek gaan nie vergaan nie, want my God is met my. En al wat ek gaan doen is, ek gaan nader na hom beweeg, en hy gaan opstaan, en hy gaan vir my die uitkoms bring. Want ek en jy weet, dat elke liewe storm wat duur nie vir altyd nie. As die wind nou waai,
môre is dit stil. Deesdae lyk dit my, dis die trend hier in die Kaap. Eendag waai die wind ons weg, die volgende dag brand die son ons dood. Maar die Here weet. Nog 'n punt, tweede laaste punt wat ek wil maak, God is met jou om jou deur te dra. Hy's in jou menswees, hy's in jou saam met die storms, met jou saam met die storms, maar hy is ook daar om jou deur te dra. En ek wil vir jou Jesaja 43 lees. As jy deur die water gaan, wat sê die woord? Ek is by jou. Ek is by jou. Elke keer as ek hierdie skrif lees, dan dink ek aan die gedeelte in Esegiel waar hy loop en dan sê hy, dit is soos water wat by my enkels kom en dan by my knieë en dan by my heupe en dan is die water net te veel en ek kan nie meer loop nie en dan moet ek swem in hierdie water. En wanneer jy deur diep water gaan, al wat ons nodig het om te doen is om te weet God is met my. En hierdie punt sluit so mooi aan by die vorige wat ek gemaak het, want hy is saam met jou van begin tot einde. Maar hy is ook by jou in die tussenin. Hy was by jou gewees voor jou krisis. Hy sal saam met jou wees aan die einde van jou krisis, maar in elke oomblik van die pad tussenin is hy daar om saam met jou hierdie pad te stap. Want hy is Immanuel, God met jou. Ons doen dit nie alleen nie, ons doen dit saam met hom. En in daardie tussenin oomblikke is die Heilige Gees daar om te kom vertroos, om te kom versterk, om jou te dra, om jou krag te gee. So meer as ooit van tevore wil ek jou aanmoedig om oor hierdie Kersseisoen nie net by 'n krib stil te staan nie, maar te beweeg na 'n plek toe waar jy kan sê, Heilige Gees, dankie dat U die Immanuel in my lewe vir my is, God met my. Ek beleef U elke dag. Ek is nooit alleen nie. Selfs in my donkerste tye is U saam met my. Ulrich, ek wil vra dat julle so lank na vore sal kom, Martelies in die span. Die Here is ook vir jou en my Immanuel. En ek wil dit persoonlik maak vandag. Want hy is nie net God met ons nie. Hy is God met jou. Hy is God met my. Want ons verhouding met die Here is persoonlik. Jy beleef die Here anders as wat ek hom beleef. Jou krisis is anders as myne. Jou oplossings, jou uitkomste is anders as myne. Jou wandel met die Here, jou gesprekke met die Here is anders as myne. En daarom is God uniek betrokke by elkeen van ons lewens. Hy sê net Immanuel, God met ons as Christene nie, of God met ons as Misjudei gemeente nie, hy is Immanuel, God met jou. Persoonlik. En dan kom ons by 'n punt waar ons kan sê, Kersfees is nie net herdenking nie, wat ons elke jaar doen om Christus se geboorte te herdenk nie. Dis 'n herinnering van 'n realiteit, dat God naby aan mens gekom het. En deur die uitstorting van die Heilige Gees, 'n paar jaar later, is hy daar vir jou en my, persoonlik, elkeen van ons. God met jou. Hy is by jou in jou huis. Hy is by jou werk. Hy is by jou in die motor, as jy ry. En ek kan dit vanoggend sê, Sarina, wat ons ontvangsdame is, was vanoggend in 'n motorongeluk gewees. Maar God is by haar. Sy's okay. Ander voertuig, robot, nie raak gesien nie. En haar passasiers hier vasgery, bietjie seer, maar sy's okay. God is met haar. God is met jou. Mag jy hom beleef as jy in jou kar klim en jy maak die kar deur toe. Mag jy hom beleef as jy jou voordeur oopsluit en jy stap in jou huis in. Of as jy by jou werk se trappe opstap. Of as jy na daardie familiebraai toe gaan of die familieete wanneer dit Kersdag is. Mag jy die Here intiem naby aan jou beleef, want hy's in jou gesin, hy's in jou huis, hy's in jou drome, hy's in jou toekoms. Hy is God vir jou, maar God met jou. En ek wil vra, en dan waar jy is, Martelies, hulle gaan vir ons 'n lied sing, waar ons net weer gaan fokus op die teenwoordigheid van die Heilige Gees binne in ons, want alhoewel dit Kersfees is,
het God naby aan jou en my gekom deur die Heilige Gees wat hier is vir jou en my. En ons het net weer nodig om te sê, Holy Spirit, you are welcome. U is welkom in my lewe. Ek verwelkom U. Ek wil weer U teenwoordigheid in my lewe voel. Your presence, Lord. Your presence, Lord. En terwyl hulle dit sing, wil ek jou vra om jou oë toe te maak en net te sê, Here, dankie dat ek weet U is met my. Nou, in hierdie kerkgebou, in hierdie auditorium. Maar U is ook met my wanneer ek hier uitstap. U is met my wanneer ek huis toe gaan. U is met my wanneer ek vanaand gaan slaap en môreoggend opstaan. 'n Nuwe week aanpak. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U saam met my is. Dankie Martelies. Here, dankie dat ons vandag net kan bewus wees van U teenwoordigheid. Your presence in our lives and your presence through our lives. Here, terwyl ons gereed maak vir herdenking van die geboorte van Jesus Christus, kan ons nie anders as om net weer bewus te wees van die herinnering daaraan, Here, dat daar 'n realiteit is dat God naby die mens gekom het en vir altyd hierdie verhouding kom verander het nie. Dankie Heilige Gees dat U hier is om God se teenwoordigheid in ons lewens vas te maak en om elke dag saam met ons te wandel. Deur ons wonderlike, goeie, vreugdevolle momente, maar ook in ons tye van nood en tye van hartseer. En Here, hierdie jaar is dit presies dieselfde. Ons kom vra dat U met ons sal beweeg. Dat ons elke oomblik van die dag sal bewus wees van U teenwoordigheid. Dat ons nooit verwyderd van U af sal voel nie, maar dat U net met U liefde sal kom en ons kom vashou en toemaak en dat beleef hoe lief U ons het. Ek wil bid, Here, dat U nou, terwyl ons dalk voor U staan met krisisse en met probleme, dat U ons net weer sal herinner dat U die een is wat storm stil maak. En nou bid ek, Here, vir deurbrake en dat daar kalmte sal kom in elke stormsituasie wat hier mag wees. Ek dank U, Here, dat U die een is wat storms kan bestraf en dit raak stil. Daarom, Here, wil ek vanmôre net met autoriteit spreek, laat daar kalmte kom en dat daar rustigheid wees en dat daar vrede sal wees in die naam van Jesus Christus. En dat hierdie 'n Kersfees van oorwinning sal wees en nie 'n Kersfees van hartseer en van bekommernis en van ek weet nie waarheen nie, Here. Maar dat ons berusting sal vind in die wete dat U Immanuel, God met my is. En ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen.